Gek oor haar eie Afrika onder episode 51. Dinsdagoggend besef Lea dat sy alweer te laat is om vir Sergio te sien vertrek en sy het geen idee hoe laat hy gisterand ingekom het nie. Dit is nou as sy ooit huis toe gekom het. Deur die dag neem sy foto's van haar woonstelle en sit dit op die webwerf. 12 uur gaan soek sy vir John en Manuel om te hoor of hulle 'n broodjie van soorte vir middagete wil eet. Daar is net een van Maria se 2 huishulpdames aan diens, maar die vrou is nog nie opgelei om te kook nie. Sy maak net huis skoon en was skottelgoed, so wat ook al die manne bestel, sal Lea moet maak. Ja, dankie, hulle is nou nogal honger, met die dat hulle vanoggend net kitspap moes geëet het. 'n Broodjie sal lekker wees. Sy stap kombuis toe en sien dat daar darm nog een van Maria se heel boerbrode is. Daarvan maak sy 'n klomp kaas, koue vleis, tamatie en blaarslaai, toebroodjies, sommer vir die meisie wat nou elders in die huis stofsuig ook. Sy het gedog, die hardste werk wat iemand kan doen, is om 3 etes 'n dag te moet eet. Nou kom sy agter, dat dit harder werk is, om daardie 3 etes 'n dag te maak. Nou wat wil julle vanaand eet? Julle kan kies tussen curry en rys, en lasagne, vra Lea, en haal nog 'n Maria brood uit die vrieskas. Nee, verras ons dankie, die manne lê weg tussen die broodjies. Dan is dit lasagne. Sy haal die bak uit. Sy gaan sit self en eet 'n broodjie voordat sy vra, waarmee is julle besig? Ons oes spinasie en bone. Dan moet ek daarvan by die Sanctuary se kantien gaan aflaai. Ons kry Manuel se kar eers môre, so ek gaan ry, vertel John en skink vir homself nog 'n koppie tee. Wel, kan ek saamry? Vra Lea. Ek wil gou by die welpies gaan inloer. Jy is meer as welkom, ek ry oor so 'n halfuur. Die Marogo het gekom, roep een van die ouens wat agter die toonbank werk uit. Dit is spinasie, help Lea hom reg. Ja, ek weet dit, en jy weet dit, maar hierdie klomp oorseese vrywilligers weet dit nie. Hulle wil glo, hulle eet marog en mopani wurms, so hou die geheim maar tussen ons. Regtig, nou wat vervang die mopani wurms? Stukkies skaapspek in sulke lang stukke gesny, met swart gemaalde peper oor. Die ouens is mal daaroor. Wraggies? Ja, maar ek sê vir jou, hou dit tussen ons. Geen probleem nie, ek sal so maak. Hulle stap oor na die leeuwtjie se hok. Ag nee, nou het julle Sergio net gemis. Hy het seker nie geweet dat julle kom nie, sê die meisie wat na die baba leeuwtjies omsien, toe Lea en John daar by haar kom staan en inloer. Nee, ons is nie hier om hom te sien nie, lieg Lea soos 'n tandetrekker. Dit is nie net seer om Sergio te mis nie, dit voel soos 'n dolk in haar hart. Maar sy voeg dapper by, ons het net kom kyk hoe gaan dit met die leeuwmeisiekinders. Sy stap na die hok en kyk van nader, waar die goetjies nou styf teen mekaar lê en slaap. Ag, is hulle nie te oulik nie, John, wil Lea weet. Hulle is verseker, sê John, en toe vra hy nuuskierig, nou waar is Sergio? Uit na 'n beeskraakie so 60 km van hier af. Die diere is blykbaar maar, vol bosluise en sere, en een het sommer vanoggend in sy spore dood neergeslaan. Nou wou Dok Sergio net gaan kyk wat dit veroorsaak het, en of dit slegte nuus is vir die buffels, wat hulle onlangs op die plaas daar naby ingevoer het, en wat nou daar loop. Dan hoop hy natuurlik dat hy die beestroppie kan deurhaal, want dit is natuurlik die mense wat daar bly, se kosbaarste besittings. 60 km van hier af. Ag nee, dit is 'n leeftyd en 'n dagreis van die plaas af. Dit beteken dat
dat Sergio dalk ook vanaand nie gaan huis toe kom nie. Teen 6:00 druk Lia die bak lasagne aan die oond. Sy maak 'n slaai daarby en roep die manne om te kom eet. Nou wat maak ek met Sergio se kos in so 'n geval? Vra Lia nadat hulle klaar geëet het. Maria sit dit gewoonlik in 'n mikrogolfoondbak en dan gaan pak sy dit in sy yskas. Hy sal dit self warm maak as hy laat aand inkom en dalk honger is. Sy binnendeur se spaarsleutels hang daar aan die houer. Jy kan dit nie mis nie. Daar is 'n houtgekerfde maanhaar leeu aan die ring. Nou maar goed, dan sal ek dit doen. Dankie. Sy skep vir Sergio 'n ruim porsie lasagne uit en slaai in 'n ander bakkie. Die res gaan terug in die yskas vir die huishulp wanneer sy môre inkom, want wraggies gaan sy nie môre weer staan en toebroodjies maak nie. Daarna was sy die borde en eetgerei wat hulle vanaand gebruik het. Dit voel asof sy in iemand se privaat gebed oortree, toe sy Sergio se woonstel later oopsluit en sy kos in die yskas sit. Daar is nie juis ander kos in die yskas nie, sien sy, 'n paar eiers in die deur se vakkie, 'n bakkie margarine en op die onderste rak 12 biere en 'n boksie wyn. Die man se prioriteite is reg. 'n oomblik staan sy en rondkyk. Gatto lê nou daar op Sergio se bed teen sy kussing en Lia is lus en duik langs haar neer en druk haar eie gesig ook in die kussing. Miskien kan sy shampoo daarin ruik, of vir hom. Gaan jy vanaand hier by jou pa se plek vir hom wag, Gatto? Of gaan jy by my kom slaap? Vra sy. Gatto maak haar oë net lank genoeg oop om vir Lia te wys dat sy heeltemal gelukkig is net waar sy is. Sy rol op haar rug om en raak weer langkat aan die slaap net daar teen die kussing. Wel, gee vir hom 'n soentjie van my af as hy inkom, Gatto. Lekker slaap. En as jy later alleen voel of lus is om te kom saam klei speel, jy weet mos waar om my te kry. Lia stap weer in die gang uit, sluit agter haar toe en gaan hang die sleutels op sy plek voordat sy na haar woonstel toe stap. Die manne is nie vanaand lus vir laat kuier nie. Manuel is waarskynlik in sy gedeelte van die huis en John op die tweede verdieping, want van buite af sien sy dowwe ligte wat wys dat hy sy kleiner televisie daar aangeskakel het. Lê waarskynlik so van sy bed af en kyk na een of ander program. Vanaand stort Lia net vinnig en trek haar pyjamas aan. Die klei kan maar wag. Op Netflix is daar dalk 'n komedie of twee wat haar sal laat lag en beter voel oor die lewe. Sy sit haar laptop op die klein speelkassie en teken op Netflix in. Lees so hier en daar waaroor stories gaan. En voordat sy kan besluit wat sy wil kyk, hoor sy 'n sagte klop aan haar glasdeur. Versigtig loer sy om die gang se hoek en daar staan hy, Sergio. In sy een hand hou hy die bakkie met kos wat sy daar gelos het en oor sy arm hang 'n koelsakkie. Lia se hart dreig om by haar keel uit te spring. Dit is so goed om hom te sien. Sy drafstap nader en maak die deur oop en staan terug. Kom in asseblief. Wanneer hy verbystap, ruik sy die heerlike reuk van seep, sy shampoo en deodorant. Dit kan dalk net haar asem wegslaan, maar sy maak seker dat sy op haar voete bly. Dankie. Hy stap deur na die kombuis en sit die bakkie kos in die mikrogolfoond. Uit sy koelsak kom die bakkie met slaai ook, en toe 'n bier en die boksie wyn. Sonder om te praat haal hy 'n wynglas uit haar rak en skink 'n half glas witwyn vir haar daarin. Hy hou dit na haar toe uit, en toe sy dit by hom neem, klink hy sy bierbotteltjie daarteen en sê, ek het gehoop, jy kan my help met iets, Lia. En dit is, vra sy, en dink, seker weer dik werk, sy nuwe verslag oor die beeste van vandag. Maar nee, Sergio het iets heeltemal anders op die hart.
Jy sien, 'n vreeslike oulike vrou het vir my hierdie heerlike bakkie kos ingeskep en het in my yskas gelos. Maar ek kan dit absoluut nie alleen opeet nie. Dit is hopeloos te veel en sy gaan vir my kwaad wees as ek met kos mors. So sal jy asseblief vir jou oor my ontferm en my help om hierdie kos op te eet. Maar ons gaan nie nog skottelgoed ook maak nie. Ons eet dit sommer so saam uit hierdie bakkie. Met die grootste graagte sal ek dit doen. Lia glimlag en haal 2 virke uit haar laai. Maar is jy nie vreeslik honger nie? Ek hoor jy het vandag 60 kilometer ver agter 'n klompie beeste aangery. Daar was seker nie kos langs die pad of daar nie. Nee, daar was nie. En kon jy toe die beeste help? Ek glo en hoop so. Die een is dood aan hartwater, maar ai, die goed is maar en ondervoed. Ons het 'n paar bale lucern en gras ook saamgeneem, en ek wil oor 'n week of so weer gaan kyk hoe lyk dit daar. Sit ons by die tafel. Lia trek vir haar 'n stoel uit. Was jy nie besig met iets anders nie? Hy bedui in haar blikwerkstafel, voordat hy oorkant daar gaan sit, en toe stuur hy sy voete vorentoe onder die tafel, en raak aan hare. Nee, nie vanaand nie. Ek het gedink om 'n fliek op my laptop te kyk, maar dit is baie lekkerder dat jy nou hier is. Ek hoor jy en John het vandag die babaleeuwtjies besoek, sê hy tussen sy eerste happies deur. Ja, hy het spinasie weggeneem vir die kantien. Spinasie? Hy proe aan die lasagne. Toe wys hy vir haar sy moet saam eet. Net om nie ongesellig te wees nie, neem sy ook 'n skeppie op haar virk. Sy eet nie baie op beslag nie, en sy het darm al 'n klein porsie saam met John en Manuel geëet vroeër vanaand. Ja, hulle dis die spinasie glo op vir Marog, wanneer dit skaars is in die veld. Sê julle ouens van Europa af sal nie die verskil ken nie. Hy stry nie. Dit pla hom duidelik nie dat die plaaslikes dink die ouens van die ander land is dom nie. Hy eet 2 virke vol lasagne voordat hy sê, ek het gister vir jou uitgekyk daar by die instituut. Jy het nie opgedaag nie. Wel, die plan was om te gaan. Toe word ek mos die drywer van Jesu se Jaris. Ja, ek het so gehoor by Maria. Ek het natuurlik 'n bietjie ge-worry. Jy moet eet. Ek maak die bak alleen leeg. En jy mag, ek het al vanaand geëet. Maar sy skep ook nog 'n stukkie. Sit dit in haar mond, kou en sluk. Sy drink van haar wyn voordat sy dit aanroer. Ek het natuurlik gisterand gewonder wat van jou geword het, toe ons by die huis kom en jy nog nie terug is nie. En toe dit laat raak, moet ek erken, het ek ook oor jou ge-worry. Ons het gister 'n hond ingekry, wat gedink het hy kan 'n luiperd op sy eie werf afjaag. Gelukkig leef hy om vir die ander te sê, dit werk nie. Jy lol nie met 'n groot gespikkelde kat nie. Ek het dit nogal oorweeg om te laat weet, toe dog ek, ag, jy sal my maar sien, as en wanneer ek terug is. Dit is mos die reëling tussen ons. Wel, jy kon maar vir my 'n WhatsApp gestuur het. Sy haal 'n stukkie feta kaas uit sy slaai en hou dit voor sy mond. Sergio eet dit, en nadat hy dit met 'n bier afgesluk het, sê hy, ek sal natuurlik self ook minder op die kole gewees het, as jy vir my gisteroggend al 'n boodskap gestuur het, om te laat weet, dat jy nie meer by die instituut sou kom draai nie. Hy haal 'n olyf uit die slaai, en die keer moet sy mond oopmaak en sluk. Ek het nie voor die tyd geweet nie, antwoord sy, en sit die pit op die servet neer. Ek het eers gister 12 uur gehoor, dat ek Jesu se kar gaan aanry Bonsai toe, en voor dit, het ek geslaap, tot 12 uur. Ek het die vorige aand mos gewerk. Sy sit 'n heel tomatiekie in sy mond, en haal vir haarself ook een uit. Sergio deel die laaste happie lasagne in 2, jou helfte en my helfte.
Ons staan nie van die tafel af op, voor alles nie opgeëet is nie. Wanneer die bakkie leeg is, staan Sergio op en sit dit in die wasbak neer. Wys my wat jy maandag aand gemaak het, en wanneer bak ons nou uiteindelik die goed? Ons nogal, sy kyk hom 'n oomblik aan en stap na haar bliktafel toe, terwyl hy agterna kom. Visse en seegoed, dan wil ek dit gaan bemerk by die winkeltjies daar langs die kus. O, okay, dan doen ons dit, wanneer ek jou aan my mense gaan voorstel. Ek sal 'n paar dae ekstra verlof insit. O, dan dink hy so waar, hy is saamgenooi. Lia gee hom weer 'n kyk, en toe voel sy hoe 'n dankbare warmte in haar opstyg. Natuurlik is die man saamgenooi. Sy wil nie regtig iets sonder hom doen nie. Ek gaan die bakkies in seegroene en bloue verf en sommer 'n paar malse kleure ook bysit. Ek weet nie regtig waarin die toeriste gaan belangstel nie. Daarom sal ek maar net eers 'n paar voorbeelde maak van goed wat vir my mooi is. Dan sal die vakansiegangers ook daarvan hou, sê hy. Ek kan nie wag vir wanneer dit uit die oond kom nie. En toe bedui hy oor sy skouer deur sy kant toe. Dan moet ek seker maar begin aanskuif, daai kant toe, na my kwartiere. Gatto en my bed roep my. Ek verstaan, dit was 'n lang dag. Sy stap saam met hom deur toe, en haal sy spaarsleutel van haar rakkie af, en gee dit vir hom. Sergio, die feit dat ons elkeen in ons eie plek slaap, beteken nie, dat jy nie welkom is hier by my nie. Jy is enige tyd. Sy sit haar spaarsleutel in sy hand en gaan staan op haar tone teen hom, sit haar arms om sy nek en sy buig sy kop na haar toe af, voordat sy hom op die mond soen. Wanneer sy uiteindelik wegtrek, sê hy, dankie, dit is kosbaar. Kan ek die sleutel gebruik, selfs die kere as ek te moeg is, om van die byvoordele van ons vriendskap gebruik te maak, en wanneer ek bloot na jou verlang het, en graag by jou wil wees? Vra hy, natuurlik Sergio, ek sê mos enige tyd. Wel, dan het ek dit nie heeltemal verniet gedoen nie, sug hy, en eis haar lippe weer op. Wat verniet gedoen nie, vra sy verbaas toe hy wegtrek, om my plek by voorbaat toe te sluit en my tandeborsel in my sak te druk. Hy sit die sleutel aan sy eie houer en hang dit terug by haar sleutels, waarna Lia hom aan die hand neem en agter haar aantrek kamer toe. Hulle verstaan mekaar en hulle gaan mekaar nie mal maak met WhatsApps nie, besef Sergio, maar hy kan en wil nie anders as om vir Lia later vanoggend 'n dankie te stuur nie. Dankie dat hy haar weer eens in sy arms kon neem. Hulle is saam badkamer toe en hy het sy tandeborsel langs hare opgehang nadat hulle tande geborsel het. Met 'n kussing onder sy kop het hy gedink hy gaan dadelik inkonk. En toe raak sy eers aan die slaap. Hy het 'n ruk lank gelê en die lyne van haar engelgesiggie gebestudeer. Vir hom is sy so pragtig. En met haar beeld so in sy onderbewussyn geprent, het hy uiteindelik aan die slaap geraak. Hy wou nie sy selfoon se wekker stel nie, want dit sou dit pla, as dit vanoggend afgaan. Maar soos altyd, as daar nie 'n wekker gestel is nie, slaap hy rusteloos, en toe hy vir die hoeveelste keer wakker word, en net op sy selfoon check om te kyk hoe laat is het hy gevoel hoe sy teen hom vas nestel. Dit was in die vroeë oggendure, maar Sergio het dadelik geweet, dat hy vandag waarskynlik 'n paar minute later as gewoonlik by die hospitaal gaan instap. Hy tik op sy selfoon, dankie liefste engelvrou, vir die mooi wat weer eens tussen ons gebeur het. Hy wil byvoeg, dit raak net beter, maar toe vee hy dit uit. Sy moet nooit dink dat daar die eerste keer nie ook vir hom spesiaal was nie, want nooit gaan hy dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Om met haar liefde te maak is so goed en so kosbaar. Dit is nie net 'n daad nie,
Dit is 'n sielservaring. Dit is een word met 'n vrou wat voel soos daardie deel van hom, waarna hy altyd soekend was, totdat hy haar gevind het, haar lyfie in sy arms, hulle oë wat met mekaar praat, meer sê as wat in woorde beskryf kan word. Haar hande op plekke op sy lyf wat nooit tevore vir hom saak gemaak het nie. Hoe is dit moontlik dat dit elke keer met haar net beter word? En dit is nie net klein Sergie wat dit vir hom wys maak nie. Want vandag het hy 'n deels van sy hart daar by Lea op Hurters Retreat agtergelaat. Hy wil gisterand en al die ander kere nooit ooit vergeet nie. Dr. Martinez, skus, ek wil nie 'n spesiale oomblik onderbreek nie, maar iemand het 'n klein steenbokkie bring met 'n gebreekte been. Kan jy gou kom kyk? 'n spesiale oomblik met sy selfoon, wil daardie een siniese kollega van hom met 'n sarkastiese klank in sy stem weet. Een van die meisies vlieg die man in. Ja, toe maar, jy sal dit nie verstaan nie. Mens moet eers tot oor jou ore mal verlief raak op iemand, werklik val, om so te voel. O my aarde, Sergie, syn Sergio 'n telepatiese boodskap vir die ondier daaronder. Dan het dit toe met ons gebeur. Ons is verlore, mal en gek oor 'n vrou. Ek dink dit is erger as verlief wees. Ons raak lief vir haar. Stem jy saam dat ons nooit ooit weer sonder haar wil wees nie? Word vervolg.